Hallo, ek is Marichelle en in hierdie opname gaan ek verduidelik hoe die STEAM-benadering gebruik kan word in die graad 1 klaskamer met die tema troeteldiere en wetenskap. STEAM staan vir wetenskap, tegnologie, ingenieurswese, kuns en wiskunde. Dit is 'n onderrigbenadering wat help om verskillende vakgebiede op 'n geïntegreerde manier aan kinders te leer. In graad 1 is dit belangrik dat leer sin maak en prakties is, en troeteldiere is 'n wonderlike tema om dit te doen. Byvoorbeeld, in wetenskap kan leerders leer oor die verskillende troeteldiere. Wat eet hulle? Waar woon hulle? In tegnologie kan leerders foto's sien van die diere of geluide van die diere hoor. Vir ingenieurswese kan leerders 'n papier gebruik en 'n blyplek bou vir enige van die 5 troeteldiere. Vir kuns kan hulle hul troeteldiere teken, verf of met klei maak. Dan vir wiskunde kan daar getel word hoeveel keer 'n dier moet kos kry of ons kan die dier se kos meet. Ons moet ook onthou dat leerders al baie idees het oor troeteldiere. Katte drink net melk, honde verstaan mense se harte. So, as onderwyser moet ek eers hoor wat hulle dink en dan aktiwiteite gebruik om hulle te help om verder te leer. Ek het ook prente van hoe mense diere as hulpmiddels gebruik het. Soos byvoorbeeld, hier kan ons sien, honde was gebruik as oppassers vir skape. Dan, tweede prent kan 'n mens sien dat mense het duwe gebruik om boodskappe heen en weer te stuur. En in die laaste prent kan ons sien hoe katte muise gejaag het op plase of in die binnekant van die huis. Ek het ook verskeidenheid produkte hierso. Ek het boeke vir die leerders waar troeteldiere woon of duwe. Ek het balle vir die leerders om te kan voel. Ek het byvoorbeeld aan daai kant, is dit nou bietjie moeilik om te sien, maar ek het water, kos en liefde as 'n 3 tema geskep daarso vir die kinders om te kan verstaan wat dit is, saam met die water, kos en die liefde prentjie. Hierso op my tafel het ek 'n pen en ek het 'n papier met 'n prentjie van 'n kat, waar leerders dan nou die kat of hulle troeteldier van keuse kan teken. Ek het ook 'n visbak hierso, met geen vis in nie, ongelukkig. Maar ek kan dan vir hulle bewys hoe dit lyk as 'n vis dan in hulle blyplek woon. Dan het ek 'n vergrootglas. 'n Vergrootglas kan gebruik word om die diere se hondekos te kan sien, en dan hoe hulle water lyk, en dit kan ook gebruik word vir die verskillende vere wat ek dan nou hier neergesit het. Die leerders kan nou daaraan voel, hulle kan met die vergrootglasie nou kyk, die detail wat hulle nou sien op die veer, hoe dit lyk. Dan het ek ook een van die groot vere hierso vir die leerders om aan te speel of aan te raak. Dan gaan ek 'n bietjie terugskuif. Aan hierdie kant het ek ook 'n bak, die is my eksperiment. Ek het 'n eentjie hier binne wat dan dryf, as ook 'n blaar wat ek ook hier binne het vir die leerders, en dan het ek 'n klip hierso. En dit gaan dan, die tema hierso betrokke vir die eksperiment gaan dan wees, wat dink hulle los op in die water, of wat kan dryf of sink? So hierso is nou 'n prentjie byvoorbeeld, en dit sê nou, sink of dryf. Is dit die eentjie, die klip, of is dit 'n blaar? So, daarso is al my goedjies vir die tafel. Dis baie oulik, die kinders kan betrokke wees by dit. My tema is reg hierso. Dan sê dit ook 'n bietjie meer oor troeteldiere. Honde het 'n uitstekende reuksin. Katte spandeer baie tyd aan selfversorging. Dan hase is lief om te knaag. Voëls hou daarvan om te sing, en visse asem in deur die kieuwe. So, ja, dit kan nou goed vir die leerders kan verduidelik hoe mens STEAM kan betrokke maak by 'n aktiwiteit. Veral in die graad 1 klasse,
is hulle maar nog onseker waar troeteldiere woon, wat moet hulle eet, hoeveel moet hulle daarvan eet, wat het hulle nodig, liefde, aandag, water, kos. So ja, baie dankie dat julle geluister het. Hierdie is my STEAM-benadering, aktiwiteit of lesbeplanning, as ek nou sou 'n les beplan vir my graad 1. Baie dankie dat julle geluister het. Totsiens.